needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, what if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never. Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand vir waar ook jy is en jy kyk hierdie podcast. Welkom by die 3de episode van F1 in Afrikaans, waar ek en my paal Chicken Wing gesels, alles Afrikaans, alles F1. Glo dit of nie, ons is actually excited, 3de episode en ek dink dit gaan net phenomenal wees. Maar hierdie keer is ek excited om die volgende te sê dat ons het sponsors. Ons het sponsors en ek is heavy excited om met julle te deel. So ons het die oomblik vir Simpiwe van F1 Paddock Viewing. Ek sal 'n link in die description sit en dit is hulle doen essentially events by Tigers Milk die een in Randburg. Asseblief gaan kyk dit uit. As jy eendag lus is om die F1 te gaan kyk, races, qualifying, practice, of jy's net lus vir 'n lekker meal, weet bada bing bada boom, jou girl uitvat of jou iemand uitvat om die F1 te gaan kyk asseblief na Tigers Milk in Randburg. En ons is baie excited om dit te doen, maar vir nou gaan ons oor na hierdie mad podcast toe. F1 Canada, what a race. Chicken Wing, hoe gaan dit meneer? Gaan dit ou, dude, hoe gaan dit? Yes, bro, like it. Nee, dit gaan goed. Ek moet sê dit was 'n weird reis met die reën en goed. Bietjie tricky. Wel die polisie het baie ingespeel die naweek of laasnaweek se reis. Blykbaar het hulle gesê dat hulle het fans teruggedraai en vir hulle gesê daar's nie practice 1 of practice 2 nie wat onwaar was en dink baie mense was upset want ek meen hulle baie geld betaal vir die Grand Prix om te sien. So ja, maar ek is bly Max is weer terug. Hy het 'n briljante reis gehad, Lando ook. En George Russell, ek is bly vir hom dat hy weer op die podium is. Ja, net so vinnig, by the way, ek sou buite myself gewees het as dit 'n case was dat die polisie my weggestuur het. En ek betaal soos $5,000 om die reis te gaan kyk. Ek sal vir jou sê, ek sou absolutely livid gewees het. Ek sou buite myself. Ek sou oor elke hek gaan klim net om die reis te gaan kyk, dude. Want soveel geld en 'n big reis is net soos major, maar ook oor wat jy nou net gesê het, Canada tricky reis, dude. Heavy tricky met die reën en al dat, soos baie confusing. En Max Verstappen wat net weer eens wys dat hy een van die beste drywers is daar buite. So honestly, ek meen teen al die odds vanaf die reën tot op tweede begin en weet fight vir podium na podium, man. Dit is actually insane. Maar ek moet die volgende vir jou sê vir die mense wat hierdie kyk. So ek het 'n Ferrari cap aan, jy het 'n Ferrari t-shirt aan. En al twee die Ferraris uit, dude. Al twee die Ferraris op 'n DQ, my dude. Ek is quite dude, ek was actually livid. Ja, want dit was so weird. Dit was net vir my baie weird hoe Ferrari ingegaan het met die reis. Die reisingenieurs het weer vir hulle klik. Ja, ek het nie woorde vir dit nie.
Sainz, dink Sainz is op hy stadium van get me out of the team. Mens kan sien hy wil nie meer daar wees nie. Dit is selfs met Hamilton ook. As jy gesien het toe Toto vir hom na die race gesê, hy het letterlik toe stil gebly, bro. Daar was nie communication. Soos ek dink daai relationship is so toxic op die oomblik. Dit is unreal om te dink hulle was so lank saam en ja, daar's nie meer 'n band nie. Selfs met Sainz en Ferrari, daai band lyk my is nou final en die divorce papers is geteken. Ja, ek wil nie noodwendig sê dat dit 'n situasie is van dat Sainz maar kind of op die end is en hy's nou reg om weet uit te teken nie. Weet dieselfde met Leclerc ook. Ek dink dit is actually 'n weird situasie. Die feit dat hy soos mechanical soos error gekry het en net all of a sudden mechanical errors en dit is net alles gaan haywire en Sainz wat regtig hard soos kyk, ek moet hierdie vir jou sê, chicken wing, dit is quite unreal, maar Sainz het hard gepush dude. Tot op die punt wat hy begin gras sny het. En ek was soos like what are you doing, man? Like jy maak die Italiaanse naam sleg oor hier, jy weet. Ek dink nie dit is 'n case dat dit nou oor en verby is nie. Ek dink unlucky, I guess. Maar ek gaan ook hierdie vir jou sê nadat ek hierdie volgende gesê het. Dit is unlucky, I guess, nou van die twee Ferraris op 'n DQ. Ek dink met die Spanish Grand Prix, as ek reg gelees het, bring hulle 2 nuwe upgrades vir die Ferrari. Ek dink dis 'n front wing is een en ek dink ook 'n rear wing of is 'n front wing en 'n side pod wat hulle inbring, of 'n chassis. En ek dink daarso sal ons nou weer 'n bietjie beter performance kan sien. Ek meen dit is quite phenomenal. En wat ek wou gesê het soos na hierdie is dat jy weet met die vorige episode wat ons gesê het dat Lance Stroll met hy sy tassies pak en waai en dan all of a sudden kom hy soos dink 7de of 8ste of iets soos dit en hy soos all of a sudden outperform it. So ek dink hy het ons podcast dalk geluister en hy was soos like nee, ek moet dalk begin perform anders dan gaan hierdie ouens van my soos die hele tyd weet snot gee hier hoor. Jy's reg met Verstappen, jy's reg met Norris. Ek gaan vir jou eerlikwaar die volgende sê. Ek dink nie hy moet meer belang by McLaren wees nie. Ek dink dis tyd vir 'n groter span. Ek dink dis tyd vir 'n major weet change. En ek dink die change moet kom met die volgende en ek gaan dit sê. Perez, daai kontrak was too soon, man. Too soon, heeltemal too soon. Weet hy teken dit vir die Kanadese Grand Prix en hy gaan staan en doen wat hy oor die algemeen doen en hy gaan doen 'n lekker DQ. En ek weet nie wat gaan aan in sy kop nie, maar it's not good. Daai is toxic, dude. Red Bull. Nah, dude. That's horrible. Ek dink ek weet nie wat dit en die ding is sy construction die construction punte wat Red Bull op die oomblik verloor is shocking. Dat hy die hele tyd nie blamering vat nie. Ek meen dit is vir my die swakpunte van die laaste race. Laat hy nie blamering vat dat hy regtig krap gery het nie. Daar's nie ander woord om dit te sê nie. Ek dink ook hulle het die kontrak te gou geteken. Ek sien Norris daar, maar die ding is ook Norris en Max is baie goeie vriende off the track en ek is net bang dit gaan hulle verhouding benadeel. Maar ja, ek stem saam met jou. Perez moet uit. Ek sien hom nie vir 2026 nie. En ja, sorry. Vinnig oor die Norris en Max ding. Ek dink nie dit sal 'n bad relationship wees wanneer dit kom by Red Bull nie. Sien, hier's wat my ding, right? Die feit dat hulle mekaar verstaan, die feit dat hulle vir mekaar respek het, especially on and off the road. Ek dink onder goeie leadership met hulle twee in een span, dink ek dit sal die craziest,
match-up wees wat ons al in 'n baie lang tyd laas gesien het. En ek dink as ek dit in comparison moet sit, sal dit iemand wees soos Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Ek meen daar was 'n stadium gewees wat hulle twee so goed van mekaar af gebounce die hele tyd, weet, op die trek en off die trek, dat Red Bull was actually good, man. Red Bull was good. Behalwe vir as ek reg kan onthou was dit Azerbaijan in 2018 wat hulle mekaar so ge-back-end het. Unfortunately, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, massive crash op Azerbaijan. Hulle albei uitgehaal en net daar en dan, ek meen het Daniel Ricciardo se mindset kind of geshift from one point to another. Maar ek dink iemand soos Lando Norris in 'n Red Bull kar, dude, vergeet van Ferrari, vergeet van enige ander span al buite. Dit sal die top end spanne wees. Ons sal nie meer Perez sien wat net hierdie, ek weet nie wat van aan nie. Soos ek is nou nie Red Bull fan nie, maar as ek was, dude, ek sou my hemde soos naaste bin outside, my dude. Ek sou net soos gaan brand het, want ek kan nie glo dat dit hy probeer so groot impak hê, maar meanwhile back at the range voeter hy net op nie, dude. Ek kan dit nie glo. Ek weet nie, jy's 'n Red Bull fan. Ek weet hoe voel jy daaroor? Ek weet nie, ek is die ding is hy is nie consistent nie. Norris is op die oomblik die consistentste driver vir my. Hy perform hy en Piastri. Ek moet sê Piastri is ook vir my fenomenaal. Hy sou ook actually goed doen by Red Bull. Maar ja, ek dink die silly season moet nou eindkry, laat die drivers nou hulle announcements maak. Want op die oomblik Sainz hou almal op. En ek meen hy moet nou net die announcement maak waartoe hy gaan. Maar ja, die Perez, ek sien nie dat hy tot 2026 gaan bly nie. Ek dink hy gaan soos 'n termination van sy kontrak wat Ocon nou gedoen het. Want hy het nog 3 jaar, ek dink 2 jaar kontrak gehad met Alpine. So ek bly hy verlaat Alpine, maar ja, soos ek vir jou sê, Perez, hy gaan nie tot 2026 kan hou nie. Dink jy so gepraat oor die Ocon ding? Dit is actually iets wat ek op die site kind of neergeskryf het wat ek met jou wil chat oor. Dink jy daai relationship is nou al vir 'n lang tyd gebreek, of dink jy dit is bietjie meer recent? Ek meen silly season is 'n thing. Die drivers maak dit is major op die oomblik. Ek meen daar's groot name wat kan inkom. Ek en jy het vandag so 'n bietjie gesels oor 'n groot naam, maar gaan dit nog nie mention nie, want kom ons sit dit nie uit in die universiteit dalk 'n vloek kan wees nie, maar daar's groot name al buite wat volgende jaar nie seats het nie. Is hierdie dalk 'n possibility dat iemand soos Valtteri Bottas dalk 'n Ocon se seat kan vat? Ocon se relationship met Alpine self en met Gasly, 2 Franse manne. Ons het nou al 'n paar keer oor gepraat. 2 Franse manne, 1 span, olie op 4 tipe van aksie. 'n Relationship gebreek. Ek ja, definitief. Ja nee, die relationship is gone. Ek meen Gasly het even F1 se post gelike wat hulle gemaak toe hulle announce het Ocon why. So bro, daai relationship is gone. Ek dink net dis nou ek meen hy is nou baie stadium van ek wil nou klaar maak en ek wil why. So ja, daar's niks meer nie. So ek het iewers vandag gelees en ek weet nie net of dit soos 'n tipe van again, kom ons praat publicity stand is nie. Dat daar is 'n baie groot possibility dat Ocon na iemand soos Haas of Kick Sauber toe sal gaan. Nou ek het nou begin wonder actually toe ek ek ben met Monaco in spesifiek en toe word dit ge-announce dat hy en die span supposedly besluit het om die relationship te breek en die kontrak te breek en all that. Dink jy dis 'n case dat hy dalk 'n jaar moet vat, miskien as 'n derde drywer moet gaan en net 'n bietjie moet wag voordat hy weer enigstens in 'n F1 kar klim, of dink jy dit is die idee van 2 Franse manne in een span wat die issues meer cause? Nee,
ek meen kyk nou vir Mick, hy ry die naweek die 24-hour Le Mans. Maar hy doen goed. Hy geniet actually die hypercar en ek meen hy vat nou af van Formula 1. Ek het 'n feeling en suspicious ek sal klip in R1000 bet met jou maak. Schumi Junior sou ek sê gaan Alpine se seat vat. Mark my words, hy gaan Alpine toe volgende season en hulle gaan basies swap met Ocon en Ocon gaan soos basies hulle hypercar drywer wees. Ja. Nou maar dink jy soos Mick Schumacher van hypercar tot F1 kaart. Dit is again, ons het hierdie ek dink die vorige keer het ons actually met Simpiwe discuss ook as well toe ons die vorige podcast gehad het. As julle nog nie die vorige podcast gekyk het nie, gaan kyk na episode nommer 2 wat ons 'n special edition gehad het saam met Simpiwe van F1 Paddock Viewing. Maar Mick Schumacher legacy, Moore legacy. Ek sit dit in as Moore. Daar's geen ander woord vir dit nie. Hy's 'n baie groot legacy. Dink jy nie dit gaan moeilik wees om van 'n hypercar F1 kaart te gaan? Ek meen dit is 'n baie groot transition alhoewel hy nou ek glo hy was 1 of 2 seasons as ek reg kan onthou was in die F1 gewees, maar ek meen hy het nie major perform nie. Ek meen hy het 'n paar punte hier en daar gekry, maar nie soos baie groot nie, dude. Nee, ek sou sê dat die hypercar en die F1 kar is tegnies nie dieselfde nie, maar hulle ry dieselfde spoed. So ek meen 'n hypercar kan maklik 400 slat, 'n F1 kar kan ook 400 slat. Met die nuwe relegations wat inkom in 2026, dink ek die karre gaan baie dieselfde wees. En dis wat ons wil hê. En so ek dink Mick Schumacher het bietjie die advantage oor die ander drywers. Ek dink dit is 'n moeilike hier is dit 'n persoonlike gevoel. Ek dink dit is 'n moeilike transition obviously van hypercar tot F1 kar, maar ek is nie die drywer self nie, so obviously ek sal nie weet nie. En alle eerlikheid, ek ken nie baie van hypercars af nie. Ek het al hier en daar soos 'n paar goed gekyk en so aan, maar obviously ek is nie fully aware van wat alles waar aangaan nie. So ek dink net dit mag dalk 'n bietjie van 'n moeilike transition wees van hypercar tot F1 kar. Obviously daar is ook 'n baie groot possibility dat hy baie goed kan perform. Kom ons sê sou hy 2025, miskien 2026 inkom. Maar dit los nou, kom ons sê vir nou Mick Schumacher is nie 'n opsie nie. Dink jy ons het nou nog niks gehoor van Bottas nie. Ons het nou nog niks gehoor van Zhou Guanyu nie. Dink jy iemand soos Bottas kan dalk die seat vat vir 'n jaar of 2? Ek meen hy word nou oud. Hy gaan ook nie sekerlik ek glo nie hy gaan nou 'n Alonso kan wees en ry tot op die ouderdom van 43 nie. Ek dink nie so nie. Ek glo nie so nie, dink nie so nie. Dink jy Bottas miskien in 'n Alpine kar, hopefully, maybe. Ek hoop hy het actually 'n seat, man. Dit is my groot ding. Ja, ek dink hy gaan so moeilik een. Ek dink hy wag maar net vir die regte oomblik om 'n announcement te maak, maar ek dink hy wil sy karier eindig op 'n high. En so hy wag vir die regte opportunity. Ek dink hy wag net vir die announcement van Sauber, want ek dink hy dink aan 2026 met Audi en Audi gaan 'n Moore se span wees, bro. Hulle het baie geld en ek meen hulle gaan baie invest in die F1. Ek hoop eintlik dat ons hierdie gaan swaarlik, want ek het al 'n paar mense gehad wat actually my gesê het soos dit sal nie gebeur nie, miskien oor 'n paar jaar van nou of miskien 4-5 jaar dat ons miskien 'n 11de span kan kry. Ek dink honestly 'n 11de span in die F1 gaan dinge bietjie meer trickier maak, maar dit gaan actually wys vir daai net goeie racing, man. Soos jy kyk na 'n totaal van 22 drywers. Ek dink
dis iets wat vir my kind of mind-blowing sal wees. Seeing dat ons nou obviously praat oor Audi, weet oor Audi wat van Sauber na Audi toe gaan in 2026 met die nuwe relegations en weet die feit dat hulle gejoin het vir 2026. Maar ook weet een ding, ek wil nie sê dit is vir my bietjie concerning nie, maar jy weet obviously daar's major talks op die paddock en op social media en al daai van ek weet nie so of jy gehoor het nie, maar daar is blykbaar 'n possibility dat Carlos Sainz vir Logan Sargent sal replace by die Williams team. Dink jy hy sal dan 2 jaar miskien ry, kom ons sê 2025 en of dalk net ewen 'n jaar en dan miskien oor transition na Audi toe, of dink jy Audi sal meer miskien een of twee ander drywers vat? Ek meen hulle het klaar soort van vir Nico Hulkenberg wat in is en ek meen hy het nou 'n 2 jaar of 'n 3 jaar kontrak geteken met Sauber wat dan eventueel Audi word. So dink jy miskien Sainz hou dalk sy oë oop op die Audi, of dink jy hy sal miskien 2 of 3 jaar miskien ry by Williams en sien van wat van daar af gebeur, I guess? Ek dink hy gaan Williams definitief Williams toe. Ek dink hy gaan 'n baie cool wingman wees vir Albon. Ek sien hom dis 'n moeilike een. Ek sien hom basies miskien vir 'n jaar te ry en dan obviously na Audi toe skuif, want die ding is hy pa het baie geld en 'n baie goeie verhouding met Audi, so ja, dit maak actually sense dat hy Audi toe gaan. Nou, fair enough. Het jy alles gekyk op Canada? Ja, ek het alles gekyk op Canada. Ek het daai pass of overtake van Albon was insane. En ek dink hy het 'n baie bright future nou, en hy het ook 'n jaar basies afgevat en hy is 'n ander driver. Is like, en sou nie sê hy's Albon wat by Red Bull was nie. Maar ek dink ook Canada moet van die kalender afkom. Maar man, die reën daar, ek meen dit het tot gehaal in Canada. Ek meen, imagine jy moet nou bal gaan ry in practice 1. Ek meen jou kar gaan gly soos op 'n ijshokkiebaan, bro. Jy gaan nie traction hê nie, daar's niks. Daar's absoluut niks. Chicken wing, real quick dude, het jy nou net gesê Canada moet van die kalender afkom? Ja. Hoe dare jy dit sê? Canada maak vir great racing. Dit separate die beste van mekaar af. Canada is die coolste race. Ek sou persoonlik gesê het een van die most dangerous races vir my is Monaco. Monaco moet vir my dit moet nie daar wees nie, soos Monaco moet glad daar wees nie. Replace dit met enigiets anders behalwe Monaco, want Monaco as ons nou vinnig moet teruggaan 2 races terug na Monaco toe. Daai crash van Perez, ons het dit gemention die vorige keer. Ek meen net 'n klein bietjie vinniger en met geen kontrole nie en geen, kom ons sê die barrier was net bietjie laer. Perez sou weer heeltemal oor. Hy sou visvang gaan. Hy sou gewoon visvang hê. Hy sal op een van daai 10 of 20 miljoen yachts gaan sit dit ou en yes, weet jy kwaad sou ek wees is 'n F1 kar en vlieg op my yacht. Love it. Nee, maar dude, obviously ons altyd ons eie opinions. Ek love Canada. Canada is vir my soos een van daai races, dit separate net bietjie. Ons het nou gesien van Ferrari ook. Ferrari het even gesukkel in die ding is net dit, hulle is nie op die oomblik consistent nie. Leclerc is vir my, dit sê hele ding van Leclerc. Hy kan nie consistent wees nie. Hy sal nou wen en dan weer oor 4 races of 5 races sal hy weer podium slaan of 4de kom of 2de kom en dan miskien by Belgium of so weer race wen. Soos Max is net like, hy het 1 crap race gehad en dit was Monaco. Nou is hy terug. Nou het hy weer in vibe. Ek meen, bro, hy
bluff almal by practice. Like hy cruise, hy kyk die baan en dan kom hy by quali en dan ry hy almal weg. Daar's nie ander like moer toe. Daar's nie ander woord vir dit nie. Dit is net hy is fenomenaal. Hy is die next Schumacher, hy gaan Hamilton se rekord smash, hy gaan Schumacher se rekord smash. Ek dink hy is op die oomblik daarvan best all time. Ek dink as Senna nie daai ongeluk gehad het en gesterf het nie, sou dit sin hom en Senna gewees het. Hands down. Hy is next level, dude. Die ding is, hy is next level. Die ding is, ons almal het dit nog gesien van Max Verstappen nou. En obviously, ek is nie 'n groot Red Bull fan nie, ek is nie 'n Max fan nie. I guess, ek meen, ek sê altyd, credit where credit is due. En credit is due aan Max Verstappen, dude. Hy het, in Canada het hy soos, just die reis wat hy gery het, was again, next level. En somewhere along the line, het hy met GP gecomplain oor, was either as ek reg onthou was soos either traction of die gearbox gewees wat sukkel en hy sukkel om te stop en hy sukkel om die en so. Maar dit hy het nog steeds gevlieg. Hoe in jou lewe complain jy maar as jy soos 2.5 sekondes voor, soos shut up en ry my dude. Like jy hoef nie te worry oor enigiets anders nie. Jy's fenomenaal. Soos ry net die kar en hy is next level en ek stem saam met jou. Hy gaan Schumacher, Hamilton, hy gaan major records breek en dit gaan nie meer lank wees nie. Ek meen, om terug te kom na die Canada reis toe, net so, dat ons nou nie Max Verstappen die hele tyd hype nie, maar kan ek net gou vir jou die volgende sê, kan ons net gou 'n quick big thumbs up gee vir Daniel Ricciardo, wat finally weer sy groove gevind het, alhoewel hy stop 4de, hy sak met wegtrek, hy kry 'n penalty, en dan sê hy soos like, dis okay, whatever, ek sal net gou 8ste kom eventueel, en ek soos like, right my guy, well done, very well done. Ek dink Danny Rick het nou sy seat geboek vir volgende season. Ja, ek love Daniel Ricciardo, ek wil my weg nie, hy bring nie daai positiewe houding by die paddock, hy's nie toxic nie, hy hap niemand stront nie, hy is net, ek meen, die ding is om uitgehaal, wat is sy naam, Stroll. Ja. Hy het basies net gesê, ek is kwaad. Hy het nie gesê, oh wow, what a bad sportsmanship asshole, of so. Glad nie. So ja, ek is bly hy's terug, en ek wil net verstaan uit die deur hê, bro. Ek voel die feit dat ons heeltyd mention van Stroll af, laat ons baie sleg lyk, want ons hamer altyd op Stroll. Jy weet, in die 2 podcasts wat ons nou al gehad het ons, ek dink... Ja, maar as hy net kan waai, dan kan ons iets anders praat. Kom ons praat oor die nuwe karre, want ons het dit nog nie gemention nie. Ek kan nie wag vir die nuwe karre nie. Ek dink dit gaan fenomenaal wees, gaan lekker wees. Ek like dat hulle die DRS uithaal en die soos 'n boost button, NOS, so knoppie, ingesit het en ja. Ek is 'n bietjie stressed out oor die nuwe changes. So ek en jy het net hierdie conversation gehad, obviously, in hierdie week het ons so vinnig oor gepraat. So, soos my understanding daar is, gaan daar nou nie meer iets wees soos 'n DRS nie, daar gaan die front flaps wees, en dan die front wing, en dan die rear wing se flaps wat oop en toe gaan maak, of change, of wat ook al. Jy ken bietjie meer van dit af, ek is bietjie meer in die drama, in die F1 paddock, en hoe almal gery het, en hoe niemand van Logan Sargent hou nie, want hy is actually Nikita Mazepin disguised in Amerikaanse klere. So, quick one, net vandag, wel nie vandag nie, vat jou tyd, obviously. Verduidelik vir my van die nuwe DRS, soos ek is so confused van ek is stupid met car-related wing stuff en die res wat inkom.
Wel, dit gaan basies soos Formule E wees wat jy op 'n stryd sien om op 'n stryd ry jy. Ek weet ook nie fisies hoe gaan hulle dit op die baan doen nie, maar dit gaan letterlik soos 'n knoppie wees in 'n ek dink 'n 4 sekonde of 'n 5 sekonde 'n boost gee. Maar dit gaan basies net op die stryd wees. So dit maak dit lekker. Die karre is kleiner, die wiele is kleiner, hulle het nie meer daai front flaps goed op die wiele nie wat vir my bietjie wat die woord bietjie hulle dit het die karre baie unsafe gemaak. Want dit die karre se tire spasie gegee like om genoeg af te koel of so nie. Ek like dat die chassis ook kleiner is. Ek dink daar gaan lekker designs kom vir ons om te sien. Ek dink dis exciting time en ek dink Adrian Newey gaan sy kennis van die laaste 20 jaar in daai kar sit en soos almal weet, ek dink hy gaan Ferrari toe. So ja, ek love die nuwe karre. Dit laat my dink aan die 2008 karre wat cool is. Hoopelik gaan wat cool is van die engines is dit gaan actually soos kar petrol gebruik, nie racing fuel nie. So dis cool. Dis baie cool. Dink jy daar gaan bietjie meer close battles wees met die changes wat inkom? Ja, definitief. Dit gaan dit lekker maak. Daar gaan nie soos baie races wees wat karre gelap word en goed nie. So dit is wat F1 try uitkry en obviously minder safety cars en die braak is dit. Ek weet nie, die safety cars is maar bietjie deur die mis op die oomblik. So ja. Die ding is ek is 'n persoon wat nie baie hou van change nie. Dit partykeer plaar dit my te veel. Ek kom ek wees eerlik met jou, dude. Ek hou ook nie van change nie. Ek haat change. Dis moeilik om dit te handle, maar ek meen op die einde van die dag is hulle professionele atlete. Hulle moet dit vinnig adapt. En dis die ding. As jy nie kan adapt vinnig met 'n nuwe dingie, gaan jy jare sukkel. So jy reken dit is die ding wat separate the boys from the men tipe van aksie. Dit wees van weet jy gaan daai kar ASAP moet leer en soos like go weet dit is 5 lights and go, jy weet, maar ek weet nie man, soos ek sê, okay, so ek's open and honest met jou. Obviously ek ken nie baie van die nuwe regulations wat inkom nie. Ek's quite embarrassed om dit te sê cause ek meen hierdie is 'n F1 podcast of after all, maar partykeer kan ek dit nie kop presies waar aan gaan nie. Ek is bietjie meer into the, soos ek vir jou sê, soos die F1 wel die paddock gedeelte en die races en ek meen ek analyse die races and so on and so forth. But ek sukkel om te kop die feit dat hulle sulke major changes gemaak het soos 'n kleiner kar en al dat. Ek moet vir jou sê soos ek like die karre soos wat dit nou is. Soos moenie iets change as dit nie gebreek is nie. En die nuwe kar is nie gebreek nie. Dit gaan alles oor die drywers en die die design centers en die mense wat die karre design met al goed so side pods, front wings, rear wings, chassis, suspension. Dit is 5 goeders wat actually essentially die grootste rolle speel. Maar nou gaan staan en change die kar. Dit gaan lyk soos een van daai karretjies wat in daai boksies kom hou. Dit is jy maak die karretjies soos die kar is major klein. So ek het met 'n ander paal van my gepraat nou die dag en hy het dieselfde vraag vir my gevra. En jy het dit ook vir my gevra in fact net te lank terug nie. Ek dink dit was maandag gewees, so obviously na die reis. En hy het my gevra hoe voel ek oor die feit dat die kar is soveel dis actually soveel kleiner nie, maar dit is kleiner. En die feit dat hulle soos die DRS system gaan uithaal. En toe sê ek vir hom soos like dit is asof dit vir my soos 'n marshmallow league begin raak. Hulle maak dit in 'n manier bietjie syfer daar en bietjie so daar en bla 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 die en daai. Ek gaan vir jou sê soos wat Jeremy Clarkson gesê het die een dag. Just let them race.
soos gee hulle net 'n kar wat decent is. As jy klein small changes wil maak in terme van hoeveel mol die front wing moet change, op hoeveel mol die rear moet change en die underfloor en sulke stuff. Ek meen doen dit. Maar moenie die kar klein maak en dit lyk of dit in 'n klein soos boksietjie kom nie. Ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar ek voel so ongemaklik oor die changes. Ek wil vir jou sê soos ek's actually quite hard daaroor. Ek wil nie changes hê nie. Ek soek die karre so wat dit is, maar dit is fun om te kyk behalwe as Max Verstappen soos 12 sekondes voor hardloop en raak dit net boring. So ek weet nie dude, hoe is jou gevoel oor die feit kom ons kyk weg van die changes af. Ons kyk na die changes, maar nie so spesifiek met die changes nie, maar hoe voel jy oor die changes wat inkom? Dink jy dit word bietjie marshmallowish? Soos maak dit gemakliker hier en daar of is dit 'n case van hulle probeer almal net 'n kans gee om te wen somewhere along the line? Because dit kan goed wees as hulle vir almal 'n kans gee en hulle sê al die relegations moet presies dieselfde wees. Al die karre, okay, obviously al die karre het nie dieselfde engines in nie. So party gaan Mercedes dan hê, ek verstaan dat Ford ook inkom eventueel. En ek kyk na wie dan gesê Ferrari, Mercedes, Ford, Renault. So nie al die karre gaan dieselfde engines in nie. Nie al die mense dieselfde design centers en design die mense wat die karre design nie. Maar dink jy dit gaan genuinely regtig 'n close battle wees of is hierdie soos 'n publicity ding wat hulle sê o ja nee alles gaan beter wees. Ek is so bored met sulke stuff dude. Anyways, laat ek dan nie heeltyd aanrand nie. Hoe voel jy dude? Ek is so upset man. Ek's actually upset. So's properly upset man. Ag dude, op die einde van die dag doen hulle wat die fans wil hê. So vir my is dit bietjie ja, die safety is 'n issue want daar gaan nie meer of ek weet die karre gaan ligter wees. So hopelik vlieg die goed nie. Imagine daai goed ding. Ek kan my doodlag. Maar ek weet dat die performance wise gaan die karre nie so baie failures het. Of nie, ja, failures en mechanical probleme hê soos nou. Want yes, bra, daar's Ferrari, hulle het so goeie weekend gehad in Monaco en hierdie weekend het hulle kar absoluut niks gedoen. Dit is soos asof hulle getravel het sonder hulle engine en het vergeet dit en binne 24 uur het hulle die Ja, net die engine terug ingebring en net terug ingesit. Jy luister ons gaan nou gaan ry and that's it. Ek sou so kwaad wees, ek sou my tokkies verloor. So ja. Ja, dit is dit is my soos ek sê, ek is nie 'n persoon van change nie. Ek sukkel met change verskriklik. Obviously ons kan nou niks change as die viewers. Kan ons niks change at the moment nie. So ons gaan nou moet kyk hoe lyk 2026 se karre. Ek het nou die dag actually soos 'n meme gesien. Dit was actually quite funny geweest. Soos 'n klein fotootjie wat wys soos die IndyCar en soos die nuwe F1 karre en hulle lyk omtrent presies dieselfde soos wat dit gedesign is. Dis ook soos like, oh great. Ons gaan soos 'n IndyCar sien wat actually regs kan draai en in 'n reguit lyn kan ry. Well done. En ek is actually net nie 'n fan nie. Ek dink 'n mens moet bly by as dit nie gebreek is nie, moet dit nie gaan try en fix nie. Dit is net vir my moeilik om dit te verstaan, dude. Ek weet nie, ek's kind of upset man. Ek's net nie in 'n goeie headspace vir die hele change ding nie. Ek dink dit is baie unnecessary. Dit is vir my stupid. Hou die karre soos wat dit is. Weet, maak die karre net beter man. Kom terug by die ou goeder soos V10, V12 engines, dude. Ek meen as jy daai goeders as 'n hybrid moet gaan staan en maak, my maat, ek dink 'n mens sal nog beter racing sien. Imagine so karre in die 90s en in die vroeë 2000s ou. Ek meen daai kar V10s, V12s ou soos wat nee, nie V12s man. Wat sê ek? V10s bro. Soos dis 'n belaglike dit is such 'n belaglike change wat al gemaak is in soveel jare. Ek meen ons ry nou met V6s at the moment, hybrids. En ek is soos but why?
Ek weet dit gaan dalk oor die soos die fuel emissions of wat ook al, maar couldn't care less. So gee my goeie racing op 'n Sondag as ek wakker word, especially as hulle in areas weet ry en jy moet soos 5 uur in die oggend opstaan vir die reis. Ek wil nie opstaan vir sissy driving nie. Ek wil opstaan van 20 mans wat in 'n kar inklim en mekaar probeer afchase binne sekondes. Don't change it. Ja, nee, ek stem saam met jou, dude. Ek soos ek sê, ek wil net mense sien wat reis. En nie mou nie, want dis iets wat my irriteer as drywers weet hulle het stront aangejaag en dan wil dit nie erken nie en dan blameer hulle dit op die ander drywer. So ja, dit is een ding wat ek nie, die sportsmanship is vir my terrible op die oomblik. Ja, dit is vir my iets wat ek nie glad nie like nie, soos of hulle mekaar boelie. Ja, ek dink dit sal altyd in racing wees, ja. Altyd. Is daai heavy soos competitiveness tussen mekaar en weet hierdie ou wil hierdie inslag sê, daai nou wil daai nou doen en die ene wil daai sus doen en wat ook al. Op die einde van die dag dink jy net by jouself, luister, kom ons sit almal om 'n tafel, eet 'n lekker meal en gesels oor kom ons gesels sommer oor die heroes wat opkom nou in hierdie jaar. Soos dit los uit, sit dit op die baan. As jy van die baan af klim, vergeet daarvan, dude. Ek dink dit is ook iets wat moet gebeur soos kind of ASAP. Is dis hulle moet vergeet van hierdie fight mekaar tussen die en daai een persoon sê die ander persoon sê. Ek dink dit raak boring, dit raak annoying. Ja, ons verstaan julle hou nie van mekaar nie. Soos jog on man, soos gaan dit aan met jou lewe. Soos wees 'n goeie racer. Wys almal behalwe Logan Sargent. Ek meen wees 'n goeie racer my dude. Soos Logan Sargent maak my net sad. Ou, hoe kry jy 'n kar tydens soos like qualifying in 'n race man? What? Hy moet maar sy ticket boek, bra. Wel, sy ticket is klaar geboek. Ja, hy laat my so 'n Mazepin dink, Ek sê jou, hy's letterlik Nikita Mazepin in Amerikaanse klere. There's no word of a lie, dis dieselfde ding. Ek wil actually soos gaan kyk. Hoeveel miljoen dollar het hy nou opgeneek? So ek is verbaas dat Williams nog nie hulle self geliquidate het nie. En gesê het, hoor hierso, dankie aan Logan Sargent, maar ons is nie meer hier om te race nie, ons is nou net hier om mekaar te fix. Ja, ek het 'n feeling hulle gaan hom definitief vervang die jaar. Ja, hulle salary cap is gone. Ek is amper seker hulle het al begin vir hom sê, luister, elke keer wat jy die kar crash, dan trek ons so 10% van die salaris af. Ek dink teen hierdie tyd ry hy al verniet, ou. Hy ry maar net om sy naam daar te hou. Ja, nee. Dis crazy, dude. Dis crazy. Ag maar obviously vir my twee goed. Kanada was my 'n goeie reis. Die reën wat ingekom het gewys hoe goed hierdie ouens actually regtig is. Was dit ek dink Kevin Magnussen, dude, wat begin met wets en hy jaag in soos elke drywer voor hom en hy jaag hulle net in. Hy het hulle ingereel soos 'n bass vis, my maat. Soos een na die ander het hulle in sy sakking gedrop en gesê, "Hey, hoor hierso, how you doing?" En toe is hulle soos like, ja, my intermediates like bietjie beter en dis net like, okay, sure. Ek vergeet daarvan, niks gaan werk vir my nie. Ja, nee, soos ek sê, die wets was vir hom seker wel, dit was die regte opsie, maar jy kon sien toe hulle daai ander eerste sy tweede pitstop. Ek meen hy het nie sy pitcrew laat weet hy kom in nie. En ek meen daar staan hulle met die tyres en hulle is soos hel, maar ek weet nou nie waar my ander tyres is nie. Waar die ander tyres is nie. So maar hy het nie te bad gery nie, maar hy's ook soos ek sê, hy's maar ook op sy ticket op sy vliegtuig uit. Ja, nee, dit en die ander sad ding vir my was en ek het actually gedink hy het baie goed gery was
Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda. Ja, hy is ek sal vir hom actually kans gee in die Red Bull kar want hy Nee. verdien dit. Nee. Hy verdien dit, bro. Hy verdien dit. Julle kan maar sê wat julle wil. Ek worry nie. Hy verdien dit. Hy's so Nee. consistent. Hy's consistent. Hy het net 'n anger management probleem. Maar hulle sê mos hy klein mannetjie syndroom, bro. Daai man raak ek lag my dood as hy kwaad raak. Hy vloek tot sy ingenieur en sê vir hom bly stil man en los my uit. Ja, Nee, en hy gooi elke liewe kaswoord wat jy kry, gooi hy soos na hom toe, maar oh my word, ek love hom, bro. Hy moet 'n actor ook raak. Ek dink ek voel net hy moes net soos kop gehou het. Hy was so stupid om soos 'n deep dive te doen. Net voor, ek dink dit was voor World of Champions gewees. Dit hierdie massive deep dive en hy is soos like nee, hy gaan vir dit en toe sny hy ook gras soos flippin Carlos Sainz. Dit is asof hulle twee so in sync was met mekaar en hulle albei net besluit soos like nee. Weet, hulle het mekaar gebel die vorige aand gesê, "Hey, how you doing? Ons gaan môre sny jy hierdie area van gras en dan doen ek dieselfde net aan die opposite side." En ja, dude, ek het happy uit te sien. Ek is happy uit te sien by die RB team. Full on heavy happy. Ek sou nie iemand anders beter kon kies as hy in weet seat nommer 1 en dan hopelik, ek hoop dit word actually geannounce dat Daniel Ricciardo miskien seat nommer 2 kan vat. Ek hoop so bad. Dit moet gebeur. There's no other way. As Daniel Ricciardo sonder 'n seat sit, sal ek actually huil. Ek sal chunk. Ek gaan so unhappy wees. ja, ek dink Ricardo safe. Want hy het punte gekry en hy het nie opgedinges nie. So, maar soos ek sê, Tsunoda, ek love die ou. Hy is so cool, hy's mellow. Ek love hoe hy op die radio praat en kwaad raak, want op die einde van die dag is dit wat die fans like. So, ja, hy's net en ek meen hy's so kort, bro. Ek dink hy's so 'n stukkie langer as ek. Wat is dit nou? Ek meen hy hoe sit hy in daai kar? Ek meen hy sit seker so. Dan Dude, hy Net sê lê eers is essentially in daai kar hou. Soos hy lê is hulle kon vir hom 'n kussing gegee het en hy kon genap het van daai kar so kort is hy. Ek dink hulle het sy pedals ook soos vir hom vorentoe gebring sodat hy met sy voete kan pas. Soos dis insane, maar dis insane om te sien soos hoe goed hy ook is man. Soos ek sê, hy het nou 'n bietjie van 'n blunder van 'n naweek gehad met Canada. Ek dink persoonlik met die Spanish Grand Prix wat op pad is oor, wel dit's nie hierdie naweek nie, maar is die naweek daarin op. Ja, ek dink hy gaan perform. Ek het so snaakse gevoel soos hy gaan perform en hy gaan dit wys hoekom hy nog 'n multi-year kontrak geteken het en ek dink dis baie belangrik nou vir hom. Dit is krities belangrik om vir almal te wys like luister. Kyk, hy's nommer 1. Hy's nommer 1 van die span. Soos hy's die main milie op die oomblik. Die groot baas. Ek dink hy gaan ook 'n lekker reis hê in Spanje. Definitief. En dan so gepraat oor groot baas. Net real quick. Hoe voel ons oor ou Lewis Hamilton wat bietjie sy bors uitgesteek het met Mercedes hierdie naweek, wel met die Kanadese Grand Prix? Toxic. Daai. Jy weet mos hierdie lyn. Dis klaar. Dit is relationship dan. Nee, behalwe die relationship, vergeet van die relationship, vergeet van soos Mercedes itself, right? Soos Lewis Hamilton het actually vir my gelyk soos Lewis Hamilton. Iemand wat ons weet kan ry. Dit is my kind of weird. Dit is my mad weird, dude. Dat sy mindset het vir Canada, dude. Vir die hele begin van die races of van hierdie jaar se races, is dit asof hy 'n mindset gehad het van kom ek wees angry en soos not good at all teenoor kom ek gaan Canada toe en eindig 4de. En ek was soos like hallo, so
waar was hierdie ou soos in die begin van die season gewees? Dieselfde met George Russell, okay? George Russell kom in, kry vir hom 'n P3. Hy het wel hy het P1 gequalify, which was awesome. Ons het lanklaas dit gesien, laat wat ons dit gesien het, dink ek was in Brazil, van soos 2022 of iets soos dit. En hy kom Kanada toe, hy quali P1, hy eindig P3, nadat hy ook so 'n bietjie van 'n horrible reis gehad het. Lekker battle ook tussen hom en Hamilton op 'n stadium, was soos 'n slight battle geweest, tot hy soos met Hamilton soos kind of hom 'n gap gegee het in 'n way. En dude, Hamilton, imagine gou real quick. Soos ek wens die ou soos kon in die begin van die season gewys het soos hoe hy in Kanada gery het, want ek meen hy kom Ferrari toe volgende season. Ek is annoyed. Ons het al 2 episodes hieroor gepraat ook as wel. Ek is heavily annoyed dat hy Ferrari toe kom. Soos mindset, dude, mindset. Hallo? So sê ek sal nie sê dis mindset nie. Ek sal sê dit is net hy weet nou dis sy laaste season by Mercedes. So hy wil die span op 'n goeie noot afsluit. Maar ek weet nie hoekom Ferrari hom geteken het nie. Dit gaan dieselfde probleem wees wat Rosberg en Hamilton gehad het. No other way. Leclerc van nommer 1 rywer wees. Hamilton gaan hom nie. Maar dink jy reg Leclerc gaan vir Hamilton laat pas as hy soos op die like 5 laps oor is. Hy gaan, jy weet hoe so raak hy like nie om dit te doen nie. Hy haat team orders. Dis 'n moeilike een nou. Dis moeilik. Dit is die ding is net 'n mens ja, ons het al daaroor gepraat. Ek hou van Hamilton. Hy's 'n goeie drywer, was vir 'n baie lang tyd ook as wel. Ek dink net nie dit was die beste keuse van iemand soos Ferrari gewees om hom in te vat nie. Ek dink dis waar wat jy sê dat team orders gaan nie team orders wees nie. Dit gaan nie team orders bly nie. Dit gaan 'n nuisance begin raak. Dit gaan 'n fight begin word. Dit gaan crashes veroorsaak. Ek persoonlik dink dit gaan veroorsaak dat Ferrari weer in die Constructors Championship op 'n P3 of 'n P4 eindig. Ons kyk nou even McLaren man, wat ek dink na Canada stil in P2 op Constructors. Dis insane om te dink. En hierdie is 2 ouens wat look, Lando Norris byvoorbeeld is competitive en Piastri is ook baie competitive. Maar wanneer dit kom by team orders, dit is asof hulle werk soos 'n stoomtrein saam met mekaar hou. Dit werk nie perfek. Ja, ek love McLaren. Hulle is so consistent. En dis hoekom hulle so goed doen op die oomblik. En ek love hulle baas. Ek dink Zak Brown, hy's happy nou en ek sien net 'n goeie paar seasons vir McLaren. Ek dink Lando's happy, Piastri's happy, almost happy. So ja. Ja, dit kan net goed gaan, right? En ek dink hulle gaan nog my prediction is dat teen volgende season in fact kan hulle dalk die Constructors wen. Die manier hoe hulle nou ry. Ek dink ook so, ek dink ook so hulle kan die Constructors vat, ja. Maar ek meen Perez, daai ek dink hy eet, ek weet nie wat se Mexican foodie, maar ek dink Nee, ag, dit is asof hy net opgegee het daar. Ja, nee, nog 'n multi-year kontrak en dit is asof hy net hy ry nou net vir die geld. As hy opneek hy op, as hy nie opneek nie, happy days. Ja, dit is shocking wat hulle hom gaan betaal. Ja. Dit is shocking al klaar wat hulle hom betaal en hy neek alles op. Dude, dit is soos die worst. Ek verstaan nie hoe meer Red Bull fans soos mentally opgaan op soos Red Bull nie, dude. Dit is my unbelievable. Soos ek as 'n Ferrari fan het myself verloor toe ek hoor Charles Leclerc sê daar's 'n probleem. Ek het myself verloor toe ek gesien het Carlos Sainz begin gras sny en hy supposed om F1 te ry.
dit is jy raak actually soos mentally unstable. Ek wou nie eens gaan werk het nie, my daai ad. Nadat ek die reis gekyk het, was ek het soos like die volgende dag moet ek werk toe gaan en ek was nie keen nie. Ek was soos like ek wil nie werk toe gaan met 'n seer hart sien dat 2 Ferraris major constructors championship punte in die water gegooi het nie. En hulle albei het genoeg kans gehad om iewers uit te kom alhoewel daar ek weet nie of jy op 'n stadium gesien het nie, maar yes, as ek wil nou nie vir jou lieg nie, nee, maar as 16 karre so agter mekaar ry in een lyn raak dit kind of dit raak bietjie dodgy, ja. As daai DRS eers begin oopmaak en dis 'n DRS trein, dan begin jy wonder soos like, hey, hoor hierso, wie gaan eerste met sy oog blink en sê soos like, hey, how you doing? Jy weet, gaan eers daai draai vat en dit is scary om te dink. So, Chicken Wing, vir nou dude, dink ek by myself Perez moet sommer net hy moet ook kaart met die span speel. Hy moet ook kaart met die span speel en sê hey, hoor hierso's ek dink nie ek gaan altyd goed doen nie, maar soos like whatever. Soos come on. Max Verstappen kan goed doen, jy kan goed doen. Almal in al die F1 teams kan goed doen, behalwe Logan Sargent en Lance Stroll. Ja. Dit Ek moet dit sê dude, jy weet ons vat baie smack van Lance Stroll af. Soos ons sê dit baie soos is actually quite unreal. Maar ja, nee dude, ek dink kom ek sê vir jou so volgende episode Spanish Grand Prix, baie excited. Voor ons die episode afsluit actually wil ek gou by jou hoor quick predictions, wat dink jy Spanish Grand Prix, wie sal hom wen? Wie dink jy gaan dalk 'n big Alonso. maybe wees vir daai P2, P3 maybe? Dink jy ons sal dalk met alles begin sien, dalk 'n Albon, dalk 'n Daniel Ricciardo? Ek het nou die dag gesê as Daniel Ricciardo enigstens ek maak jou 'n deal. As Daniel Ricciardo enigstens 'n podium kry, of dit 'n P3 is P2 'n win kry, sal ek 'n shoey doen uit die vuilste skoen uit wat ek het. Vuilste skoen en ek sal dit rekord en ek sal dit add by ons podcast. Definitief ek sal 'n shoey doen. Ek moet dit doen vir my guy Daniel Ricciardo, man. Ek sal so excited wees. So Spanish Grand Prix oor nie hierdie naweek nie, maar volgende naweek. Wat dink jy dude? Gee vir my jou predictions vir maybe gee my 'n P1, P2, P3. Wie dink jy? Max, Alonso, Russell. Alonso. Ja. Nee. Ja, jy het gesê ek moet vir jou prediction gee, dis my prediction. I love Spanje en sy home Grand Prix. Ja, maar ek meen dis Carlos Sainz se home Grand Prix, my guy. Nee, bro, hy gaan weer op dinges. Sê jy nou al. Okay, so kom ons gaan dan vir 'n P4, P5, P6. Wie dink ons? Hamilton, Leclerc, Sainz. Jy is so laag met die Ferraris, net 'n Ferrari hemp aan. So wat doen jy, bro? Hallo? What are you doing? So, jy maak my seer hier, my guy. What are you doing, man? Fine. Gee my 7, gee my 8, 9 en 10. So wie dink jy? Ek Tsunoda, Ricciardo, Norris. Norris op P10. Chicken Wing. Is jy roi? Silence. Is Ja, jy bro. Ek gee jou my prediction. Dit is my prediction. Ek dink jy moet dalk vanaand gaan en dalk net gaan reassess van alles en seker maak dat jou predictions okay is. Want jy maak my stres as jy sulke goed sê. Lando Norris op P10 nadat hy 'n P2 gekry het in Kanada. Ek dink hulle kan gaan sukkel, bro. Ja. Well, my guy, fair enough. Chicken Wing, soos altyd, is massive lekker om mee te praat, especially hier op die podcast ou F1 in Afrikaans. Dude, ek sê ons start om te sê soos met die 3de episode, yes, ons die chat raak beter, dit word soveel lekkerder. Dit is altyd amazing met jou te chat ook as well. Net gebeur nog vinnig shout-outs. So ek en Chicken Wing het ek sou vir julle essentially sê soos 2 nuwe sponsors gekry.
wel ons het 2 sponsors gekry en dis quite exciting want ons is net ons derde episode en ek dink in die heel begin van hierdie podcast het ek heeltemal te excited geweest, so ek dink ek het dit kan nog opgevoeder. So net vir vinnig shout-out vir Simpiwe van F1 Paddock Viewing. F1 Paddock Viewing is hulle doen essentially events by Tigers Milk in Randburg. En as jy ooit eendag geskien is en jy wil die F1 races gaan kyk of jy wil qualifying gaan kyk, selfs practice, as jy net lus is vir 'n lekker meal, as jy wil gaan uitgaan op 'n date saam met jou partner, net die tyd saam gaan spandeer en lekker kos gaan hê, gaan kyk asseblief na F1 Paddock Viewing, gaan kyk na Tigers Milk in Randburg en gaan geniet dit jouself, gaan check bietjie uit so hulle hierdie events host. Dis actually quite amazing om te sien. Is altyd baie lekker, die chats is lekker, die event is lekker, kos is lekker en ek meen op 'n Sondag, ek meen hoekom nie? 'n Lekker middagetietjie is altyd goed. Maar vir nou, dankie Chicken Wing. Dit was baie lekker om jou te gesels my dude. Sien jou in die volgende episode. Sien jou in Spanje en hopelik kan ons 'n Ferrari sien weer op die podium. Ek gaan 'n nooi draak as hulle nie weer begin beter doen nie. Maar vir nou, dude, baie dankie, lekker aand. En vir die mense wat die episode kyk, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, lekker aand, lekker middag en lekker oggend. Check julle weer. Cheerio! Cheerio! Almost accept that you're dead. I'm the man that walked out of fire. It's all about being calm. These guys have an almost fighter pilot mentality. This is a sport.